Welkom terug. Dit is tyd om jou geldsaake te bespreek en ek gesels nou met Elizay Coetzee van Everest Advisory Services. Elizay, welkom terug hier by ons. Lekker om weer terug te wees. Goed, ons begin deur te vra wat is die verskil tussen finansiële beplanning en iets soos beleggings? Ja, so beleggings is eintlik net een komponent uit jou hele finansiële portefeulje. Ja. Nee, so as jy dit eintlik apart kan sien, is dit amper soos om 'n padkaart te hê en nie 'n bestemming te hê nie. So finansiële beplanning sluit in risiko-aptyd, dit sluit in 'n doelwit, dit sluit in boedelbeplanning, aftreebeplanning, dit sluit in 'n hele lys van dinge. Dit is nie net een komponent nie. En as jy dit dan nou apart sou sien, sal jy eintlik nou maar ry en nêrens kom nie. Nou, hoekom is dit belangrik om professionele finansiële beplanning te hê? Juist omdat jy 'n doelwit dan nou het. Soos ek gesê het, as jy nou 'n padkaart het sonder 'n bestemming, waartoe gaan jy op die einde van die dag? So as ons vir jou 'n doelwit skep, het ons die vermoë om te bepaal hoeveel jy moet spaar om jou doelwit te bereik, wat se belastingimplikasies is daar, wat se risiko jy kan aanvaar, wat se termyn oor wat jy kan belê. En dan kyk ons na kostes ook, ons kyk na boedelbeplanning, ons kyk na wat se strukture in plek is om byvoorbeeld in 'n maatskappy te belê en dan na jou opbrengs ten opsigte van belasting, weet goed te bereken en daai tipe van goeder. So dit is eintlik jy weet ons trek al die touwtjies bymekaar en maak seker dan nou eintlik dat jy op 'n goeie plek is. Dit is nie net een komponent wat ons aan jou verkoop en sê weet jy wat, dit is nou maar die beste omdat dit een produk is nie. So dit is eintlik 'n hele mengsel van dinge, ja. Waarin spesialiseer Everest Wealth? So Everest Wealth is 'n portefeuljebestuurder wat spesialiseer in alternatiewe beleggingsstrukture, veral met privaat ekwiteit te doen. En dit is nou amper 'n niche produk wat sekere finansiële adviseurs aanbied vir hulle kliënte en ook Everest Advisory Services dan nou wat heeltemal onafhanklik is, wat allerlei ander produkverskaffers ook kan doen en dan nou ook natuurlik Everest Wealth produkte. Dan moet ons ook uitkom by Everest Advisory Services spesifiek. Ja. So ons by Everest Advisory Services lekkerkundige finansiële adviseurs en ons het ook 'n gesertifiseerde finansiële adviseur en wat ons natuurlik doen is ons het spesifieke adviseurs wat spesialiseer in sekere dinge. Soos want jy kan nie noodwendig 'n jack of all trade master of none wees nie. So ons het iemand wat byvoorbeeld met korttermynversekering spesialiseer, iemand wat met beleggingsspesialis is en iemand wat met medies te doen het, iemand wat met lewensversekering en risiko te doen en dan besigheidsbestuur, daai tipe van goeders. Ons alles trek dit mooi bymekaar en jy kry dus dan nou die beste van alles. Is dit ook een van die redes waarom Everest Wealth saam met Everest Advisory Services werk en dan ook verskeie ander onafhanklike adviseurs? Ja, natuurlik, want ons wil nie noodwendig vir jou 'n finansiële plan optrek en net iets spesifieks verkoop en seker maak ek wel jou doelwit moet nou daarbey pas nie. Ja. Ons kyk na jou doelwit en dan maak ons 'n lys van strukture van hoe jy by jou doelwit gaan uitkom met produkte dan gekoppel daaraan en wat se maatskappye, met ander woorde diensverskaffers, of dit nou Sanlam, Glacier, Momentum, Discovery, Allegro, wat ook al dit mag wees of Everest Wealth is. En dan bied ons natuurlik 'n plan vir jou waar ons kyk, okay, jy moet A, B en C in plek het en hierdie 3 verskaffers bied dan nou vir jou daai beleggingsstruktuur of versekering of medies of wat ook al. Ek wil vir jou vra, hoe besluit 'n finansiële beplanner watter belegging reg is vir 'n mens? Ja. Kyk, ons kyk na baie faktore. Eerstens is natuurlik ons bereken vir jou doelwit. Waarom wil jy belê? Ja. Soos wat ek gesê het in die begin, jy het 'n padkaart, maar jy het nie noodwendige bestemming nie. So as jy maar net vir die lekkerte wil belê, dan is dit natuurlik ons kyk gewoonlik na iets soos aftrede, okay? Dan is dit hoeveel tyd het jy oor voor aftrede? Wat se belastingimplikasies is daar? Wat se voordele is daar wat jy nog kan uitput? En dan stel ons vir jou hele plannetjie saam met byvoorbeeld 3 voorbeelde waarin jy kan belê om by jou doelwit uit te kom. So dit is belangrik om beplanning toe te pas want dit gaan oor risiko, dit gaan oor tydhorison, jou tydlyn. Dit gaan oor belasting, dit gaan oor boedelbeplanning. Alles al die touwtjies kom bymekaar dan. En waarom is Everest Advisory van mening dat beplanning belangriker is as iets soos produkte?
Want as jy net 'n produk koop en jy weet nie noodwendig hoe dit toegepas word of dit reg is vir jou portefeulje, dan kan jy baie foute maak. Jy kan dalk meer belasting betaal as wat jy veronderstel is om te betaal en wie wil nou dit doen? So dit is belangrik om eerder te werk, begin by die begin by 'n doelwit. Hoekom wil jy belê? Wat wil jy bereik met daai fondse? Of dit nou vakansie oor see is oor 20 jaar of wat ook al dit mag wees. Begin by 'n doelwit en dan werk ons dit terug om te sê, hoeveel moet jy belê of spaar of waarin moet jy belê en hoe moet jy dit struktureer om by jou doelwit uit te kom. As ek net vir jou 'n produk gee en sê daar sy en jy het nie 'n klou hoe dit werk nie, jy weet nie of dit die beste produk daar buite is nie, hoe gaan jy weet of jy op die regte pad is? Ja, en ek dink daai onkunde kan lei tot groter probleme. Ja, Jy weet wanneer 'n mens kyk na die kort en die langtermyn. Ja. Hoe help Everest Wealth se beleggings om 'n mens se plan uit te voer as jy dit moes opsom? So Everest Wealth se beleggings met die alternatiewe strukture is nogals lekker. So hulle het 'n wye reeks van produkte, of dit nou inkomsteverskaffer is of na aftrede die lewende anniteit, die Amethyst Living Annuity. So daar's verskeie produkte wat belastingvriendelik is, wat lekker by jou doelwit kan insluit. Dis nie vir elke kliënt op die einde van die dag nie, maar dis 'n niche produk wat sekere finansiële adviseurs kan aanbied, onder andere dan nou Everest Advisory Services. Daar is ander onafhanklike adviseurs ook daar buite en vra gerus vir dit. Nou Elisa, ek het nou verwys na die kort en die langtermyn, maar wat is die voordeel van omvattende finansiële beplanning wanneer 'n mens spesifiek fokus op die langtermyn? Ja. Kyk, so omvattende finansiële beplanning sluit eintlik absoluut alles in. Ek gaan nie noodwendig vir jou net een ding verkoop en 'n ander ding verkoop nie, en dan op die einde van die dag is dit saam met mekaar kom, dan pas die twee glad nie mekaar nie, en dan jy weet dan benadeel dit mekaar op die einde van die dag. So as ons kyk na om saam te werk in ons hele span, is dit korttermyn, medies, versekering, beleggingsstrukture wat insluit belasting, implikasies en boedelbeplanning en natuurlik jou testament ook, nê. So dis amper 'n volle sirkel wat jy hardloop met 'n adviseur by Everest Advisory Services. Hoe gereeld moet hierdie belangrike dokumente hersien word? Ek sou dink jy moet ten minste een keer 'n jaar hersien om te kyk of jy nog op dreef is, om te kyk hoe ver is jy van jou doelwit af. Want ons as finansiële adviseurs illustreer altyd, ons weet nie wat die markte gaan doen nie. Ons het nie daai kristalbal om te besef, okay, hy gaan byvoorbeeld 'n 8% opbrengs lewer of hy gaan dalk 'n 10% opbrengs lewer. So dan kyk ons wat het hy gelewer en dan kyk ons hoe ver is jy van jou doelwit af daardie jaar. Volgende jaar het hy dalk 'n -2 opbrengs. Dan moet ons nou 'n bietjie harder werk om 'n bietjie verspreiding daar te doen, met ons bietjie beter opbrengs in kyk, maar as jy in effek kyk, oor 'n lang termyn is dit baie belangrik om jaarliks dan nou aan te pas, om seker te maak, jy weet, jy wyk nie af van jou doel nie. Elisa, ons voel altyd baie meer ingelig nadat ons met jou gesels het. Baie dankie. Dis 'n lekker dag. Nou bly ingeskakel, want net hierna fokus ons op kinders se welstand met Aret Burger van die South African Hall of Fame en ook Dr. Henning Gericke. Jy's ingeskakel by Goeiemôre. Good morning.